Goeiemiddag julle, sommer net so 'n bietjie hersiening voor julle nou met julle eksamen begin. Paar goedjies wat ek net weer wil vasmaak by julle. Ehm, want ek weet na 3 weke se eksamen is die lus vir leer mos nou nie altyd dieselfde meer nie. So kom ons kyk gou-gou hierso. Ek gaan nie by alles wat ons nou hierdie kwartaal al gedoen het stil staan nie. Dis 'n paar goed wat ek vir julle wil noem. Goed. So ek het wil so gou vinnig hier kyk na tyd. Ehm, waarin word die verskillende tye gemeet of gelees? Sekondes. Eerstens, jy weet daar's 60 sekondes in 'n minuut, of jy moet dit weet. Daar is 60 minute in 'n uur. Daar's 24 uur in 1 dag. Daar's 7 dae in 'n week, waarvan hang af wat die scenario is. Party mense werk 6 dae, party mense ja, ek weet nie van die 7 dae lekker nie, maar party mense werk 5 dae in 'n week. So jy moet gaan kyk na as hulle van 'n gewone week praat, dan is dit 7 dae werksdae is gewoonlik as hulle sê maar hulle praat van pakkies wat afgelewer word. Dit vat soveel werksdae. Dan tel hulle gewoonlik die vakansie dae in nie en hulle tel ook nie die naweke in nie. So dis maandag tot Vrydag, né? Dan is dit 5 dae as hulle praat van werksdae. So die weke, daar's 7 dae in 'n week en jy moet weet daar's 52 weke in 'n jaar, baie van julle weet dit nie. Dan met die dae in die maande, afhangende mos nou van watter maand dit is, dan gaan die dae mos nou pas by 'n sekere maand. Ek sê altyd vir die kinders, jy werk op jou knuckles, alright? So jy begin hier by die eerste ene, as hy bo is, dan is dit 31 dae. As hy onder is, dan is dit 30 dae. Is maar net 'n manier om dit te onthou, behalwe die uitsondering is mos nou Februarie. Februarie het 28 dae, behalwe met 'n skrikkeljaar is daar 1 dag ekstra. Elke 4de jaar is 'n skrikkeljaar, dan is daar 1 dag ekstra. Hierdie jaar is byvoorbeeld 'n skrikkeljaar, so as hulle vir jou 'n eksamen suits vra, kan jy onthou. So in hierdie jaar het ons 29 dae by Februarie gehad. So Januarie 31, Februarie en hierdie jaar is 29. Maart 31, April 30, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei 31, Junie 30, Julie 31, Augustus 31, dan begin ek weer voor op my knuckles. So ek begin voor en dan gaan ek dwars deur, kom ek weer vorentoe. So Julie en Augustus is 31. September 30, Augustus, September, Oktober 31, November 30, Desember 31. So jy werk so op jou kneukels. Dit is belangrik om dit te weet. En waar hulle ook partykeer vir kinders uitvang, hulle sê byvoorbeeld daar's 'n promosie aangewees by 'n winkel en dit het gestrek van die 5de Januarie tot die 4de Februarie. Van die 5de beteken ek moet die 5de bytel, want dis van die 5de. Party van julle begin 6, 7, 8, 9, jy moet die 5de bytel en die laaste dag bytel. Van dit tot dit beteken daai 2 dae is ingesluit. Onthou dit maar net, hou dit altyd in jou agterkop. Dan daar's 305, ek het sommer daar gesê 365 in 'n kwart, want elke 4 jaar is mos dan maak dit mos nou 'n kwart of 4 kwarte, dan maak dit mos nou ekstra dag, die skrikkeljaar. Maar ons werk nooit met 'n kwart nie, ons werk met 365 dae en 'n skrikkeljaar is 366 dae. So onthou maar net dit, dis om net besnaaksigheid die kwarte, jy hoor eintlik nie daar nie. So is 365 dae in 'n jaar, gewone jaar, 366 dae in 'n skrikkeljaar. As hulle niks sê oor skrikkeljaar of so ietsie, dan aanvaar jy 365 dae. En dan weet jy daar's 12 maande in 'n jaar. Dit leer julle al in graad R, die maande van die jaar. Dan 'n dekade is 10 jaar. 'n Eeu is 100 jaar. Ons het mos nou ons eeufees gehad, né? Dan 'n millennium is 1000 jaar. En dan ons sal nooit vir julle hierdie vra dat jy uit jou kop uit moet ken nie, maar weet maar net wat is 'n ligjaar? 'n Ligjaar is die afstand wat lig in 1 jaar beweeg. En soos ek sê, hierdie wat in hakies is, jy kan vir ons verduidelik wat is 'n ligjaar? Dit kan hulle dalk vir jou vra. Dis die afstand wat lig in 1 jaar beweeg. Hoekom sal hulle dit moontlik vir jou vra? Want dis iets wat jy al in NW gedoen het toe jy graad 8 en 9 was en hulle integreer baie keer van die vrae. Ek weet nou met die graad 12 vraestel was daar iets gewees wat geen van die onderwysers eintlik vir die kinders geleer het nie, maar hulle het gesê dis by die ander vakke is dit behandel iets soos LO of iets, ek weet nie. So dan is daar nie verweer nie. So jy het al geleer van ligjaar in NB, maar ons sal vir jou vra dat jy daai hoeveelheid ken van die kilometer per jaar wat die beweging, ek net hierdie pointer aan sit. So die ligjaar is die afstand wat lig in 1 jaar beweeg. Goed, en dan maar net belangrik om te weet, PM staan vir voormiddag. Ek weet ons by die TV en so is baie gewoond aan AM en PM, maar ons praat in Afrikaans praat ons van voormiddag, okay? Aan die oggend, en dit is in die Engels se weergawe is dit AM. En dan namiddag NM in Engels is dit PM, past midday. Okay, namiddag. So hierdie is in die oggend en daai is in die middag. Goed. Dan ietsie wat jy dalk ook vir jou kan vra. Daai is 'n voorbeeld van analoog tyd. Alraai, hy gaan net tot by 12 uur. So jy moet byskryf sê nou maar jy het nou soos hy nou daar staan omtrent 10 voor 2, maar ons het nie 'n idee of dit 10 voor 2 in die middag is en of dit 10 voor 2 in die oggendure is nie. Sien julle, dis wat sleg maak van analoog tyd. So jy sal moet bysit namiddag of voormiddag sodat 'n mens kan weet is dit in die oggendure of is dit in die 10 voor 2 in die middag. Alraai. So dis analoog tyd. Hierdie is 'n voorbeeld van digitale tyd.
Hierdie ene kan ons presies weet, dit is 7:30 min of meer in die aand, 7:32, 32 minute oor 7 in die aand. Hoekom? Want hy is verby 12 uur. Okay, so alles voor 12 uur is in die oggend, sal ons maar basies sê, en na 12 is in die middag en na die aand se kant toe. Goed, as dit enigstens vir jou kan sin maak. En hoe weet ons dit? Ons trek 12 hier af, dan gee dit vir my 7. 7:32 beteken 32 minute oor 7. So eerstens verstreke tyd, moet julle maar net onthou, dit is hoeveel tyd verloop het vandat iets begin het tot hy geëindig het, is 'n sekere periode. En ja, ek het vir julle gewys hoe jy dit in hoofrekening kan uitwerk, maar deesdae met die tegnologie maak dit vir ons maklik, jy kan sommer op jou sakrekenaar druk. So gestel iemand hardloop die Comrades marathon, hy spring omstreeks 6:13:47 die oggend weg, 13 minute en 47 sekondes oor 6, en hy bereik die wenstreep om 21 minute en 19 sekondes oor 3 die middag. Nou bepaal die persoon se verstreke tyd, hoe lank het hy gehardloop. Alright, so nou kan jy net gaan sê, sonder 'n sakrekenaar, gaan kyk jy, ek net gaan my lasertjie aansit. So wat jy doen is jy sê, okay, ek het, jy skryf altyd die tyd wat jy geëindig het, skryf jy eerste, en dan jou begintyd skryf jy tweede. Alright, en dan gaan ek sê 47 trek ek van 19 af, oeps, ek kan nie, so nou gaan leen ek 'n minuut daar, want hier is mos jou sekondes, minute, ure, so nou gaan leen ek 'n minuut daar, maar 1 minuut is 60 sekondes, so ek tel 60 by. 47 as ek dit aftrek van 79 af, dan bly daar 32 sekondes oor. 13 van 21 aftrek. Sorry, nie 21, jammer, ek het mos nou 'n minuut daar geleen. So dan trek ek van 20 af, dan bly daar 7 minute oor, en as ek sê 15 minus 6, dan sit 9 uur 7 minute 32 sekondes. Alright. So daar wys ek maar net vir jou waar jy gaan leen met ensovoorts gaan leen. Okay, dis sonder 'n sakrekenaar. Met 'n sakrekenaar is dit natuurlik lekker maklik. So jy moet net daai knoppie gebruik. As van die ander sakrekenaars wat 'n ander knoppie het, nou kan ek nie lekker vinnig onthou hoe lyk hy nou. Ek dink hy sê D met so kolletjie of ietsie, S kolletjie DSM, dink ek amper sê dit. Okay, jy moet net kyk op jou sakrekenaar. Maar in elk geval, as jy gebruik daai kolletjie, daai knoppie, en jy druk dit net daar elke getal, so jy gaan sê 15, dan druk jy daai knoppie, 21, dan druk jy daai knoppie, 19, druk jy knoppie, minus, sien julle daar is die minus teken, 6, druk die knoppie, 13, druk die knoppie, 47, druk die knoppie, en jy sal sien op jou sakrekenaar, elke keer maak hy so 'n vierkantjie daarbo. Baie kinders sê vir my in 'n flatspin, nee, maar hulle sakrekenaars kan dit nie uitwerk nie, want hy gooi 'n error. Dis gewoonlik as jy error kry, jy iewers net die knoppie vergeet, en dis gewoonlik hier na die laaste ene. Jy druk hom mooi daar en daar en daar en daar en daar, en dan vergeet jy by die laaste een om weer te druk. So jy moet hom daar elke, ek amper sê groepering van getalletjies met jy daai knoppie druk. En dan gaan jy ook jou antwoord kry. Daar so is dit. 9 uur 7 minute 32 sekondes. Ek herinner jou maar net om te onthou, hierdie werk perfek as dit nou almal binne die 24 uur is, maar die oomblik sien nou maar jy klim vanaand 8 uur op die trein en jy kom môreoggend 6 uur daaraan, dan kan jy nie presies dieselfde som doen nie. Jy gaan dan met daai aftreksom doen tot middernag, 2400 uur, en dan van middernag af tel jy dan net aan. So jy gaan met gaan uitwerk hoeveel ure het jy gery tot en met middag. As jy 8 uur wegtrek, dan gaan jy mos jou tot middernag gaan jy skryf 2400 uur. 8 uur wat jy wegtrek, gaan jy hierso skryf, trek jy 2 van mekaar af, en dan gaan jy die tyd wat oorbly tot 6 uur môreoggend bytel. Okay. Maar ons sal later in detail sal ek weer 'n voorbeeld doen van dit. Dan maar net spoed. Onthou maar net, ek het vir julle daar's verskillende maniere hoe jy nou die sommetjie kan onthou. Die maklikste is, ek dink julle het in die laerskool ook al gedoen, is hierdie driehoekie wat sê, ek het sommer die ruimte vir die kinders altyd gesê, almal tel saam. Ons begin bo en ons gaan kloksgewys om, en geletterdheid almal tel saam. So daai staan vir afstand, daai T staan vir tyd, en die S staan vir spoed. So as ek sê nou maar afstand wil hê, ek het hom nie, ek soek hom, maar ek het vir spoed en ek het vir tyd. As hy 'n vertikale lyn tussen hom het, dan moet ek maal, so ek gaan sê spoed maal tyd. Maar sê nou maar ek het nie vir spoed nie, maar ek het wel die afstand en ek het die tyd, dan gaan ek sê afstand, daai is ons 'n gedeel deur teken, né? Gedeel deur tyd. Sê nou maar ek het nie vir tyd nie, maar ek het wel vir afstand en spoed, dan gaan ek sê afstand gedeel deur spoed. Goed. Daar sit ek sommer vir tekentjies daar, almal tel saam, die rympie. En dan wys ek vir jou spoed is gelyk aan sommer 'n ander manier ook om dit onthou, soos ek al vir julle baie keer gesê het. As jy 'n paar vrou vinnig ry, wat is 'n spoedry ons nou vinnig ry ons nou, dan sê jy vir jou soveel 120 km/uur. Kilometer is afstand. Daai skynstreepie per beteken deel en uur beteken ons tyd. So is afstand gedeel deur tyd. Afstand gedeel deur tyd. Goed, as jy afstand wil uitwerk, dan sê ek spoed maal tyd, né? Ja, so as ek die tyd wil uitwerk, afstand gedeel deur spoed. Okay. Groot ding is maar net daar moet julle nou onthou. Die tyd kan nie wees ure en minute nie. Jy moet almal as 'n breekdeel van 'n uur skryf, veral as jy nou kilometer per uur wil skryf. Okay. So voor ons dan nou wegtrek met om spoed, afstand en tyd uit te werk, wil ek gou eers vir jou vra, as ek vir jou sê jy moet vir my 'n half skryf. Hoe lyk dit? Kwart en 'n half ensovoorts. Jy 'n half moet skryf,
Dan het julle geleer, toe julle nog wiskunde gedoen het, daai tyd gewone wiskunde, het julle geleer 'n half lyk. So selfs in die laerskool doen julle al 'n halwe pizza. Jy kan 'n helfte van die koek kry of wat ook al, né? So dis so 'n half lyk. Maar dit ons soos die jare aangaan het ons ook vir jou gewys hoe skryf jy hom as jy hom as 'n hier is met 'n gewone breek. As 'n desimale breek. Ons gaan nie nou into much detail gaan nie, maar ag ja, ons kan eintlik maar hoe kry ek daai desimale breek? Ek moet hom in 10des of 100stes of 1000stes kry, die noemer. So ek gaan as ek hierdie 2 met 5 maal, dan kry ek kom ons doen dit gou-gou. As ek hier onder met 5 maal, onthou wat ook al ek onder doen, moet ek bo ook doen. So dan kry ek bo gaan dan wees 5, 2 maal 5 is 10. So nou is dit 15des. 'n half is 5 selfs as 15des. Ons noem dit ook 'n ekwivalente breek. Hierdie twee is ekwivalente breuke aan mekaar. Alraight. En nou kan ek sê my komma sit eintlik daar net na die 5, 5,0000000 tot 'n ewigheid. Maar omdat ek deel deur 10 is 1 0 waardeur ek deel, so ek my komma gaan een plek na links skuif, dan raak dit 0,5. So 0,5 is dieselfde as 'n half. So ek kan sê as ek 'n half het, is dit dieselfde as 0,5. En so kan ek byvoorbeeld sê 'n kwart is dieselfde as 0,25. Jy kan hom nou so gaan uitwerk. Jy kan sê 2 kwarte is 'n ekwivalente breek aan 'n half. As jy hom vereenvoudig kry maar weer 'n half en dan kry jy ook sê byvoorbeeld 'n 3 kwart. En dis gelyk aan 0,75. Okay. So net so vinnig weer vir jou breuke net weer herinner. Nou sê nou maar ek sê vir jou jy moet vir my 30 minute. Kom ons vat gou-gou 30 minute. Kom ons sê jy 30 minute. Nou sê ek vir jou, jy moet daai 30 minute vir my as 'n uur skryf. Sê jy vir my, dit is nie 'n volle uur nie. Dit is net die helfte van 'n uur. Dan skryf jy dit so. 30 minute is die helfte van 'n uur. Daarom kan ek sê, ons kan ook sê dit is dieselfde as 'n halfuur. Maar ons het nou net vir mekaar gewys hoe skryf ons 'n half, kan ons ook skryf as 0,5 uur. Dit is alles goedjies wat jy moet onthou. Hoe het ek dan nou om nou te wys hoe daai ene eintlik gekry het is 30 minute is dieselfde as ek dit as 'n uur wil gaan skryf, 30 minute geskryf as 'n uur, moet ek onthou 'n uur het 60 minute in, né? So ek moet kyk watter breekdeel van 'n uur is dit. Goed, so 30 gedeel deur 60 gaan vir my die breekdeel van 'n uur gee. Nou 30 gedeel deur 60, 30 is mos mooi die helfte van 60. So dit is hoekom dieselfde as 'n halfuur of dan nou 0,5 uur. So jy moet weet om te skakel tussen tye, tussen minute en ure ensovoorts. Of baie keer wat gebeur is, ek gee vir jou kom ons sê ek gee vir jou 3,67 wag ons maak hierdie interessant. 3,47 uur. En dan wat julle gaan doen is, nou vra ek vir jou skryf dit as ure en minute, dan skryf julle vir my dit is gelyk aan 3 uur 47 minute. Is dit waar? Nee, dis nie waar nie. Daai 7 is 4,47 is eintlik as ek dit op 'n ander manier gaan skryf, 47. Kyk, hierdie is mos my 10des, daai is my 100stes. So dis dieselfde as 47 op 100. Hierdie, daai deel. Okay? En ons weet tyd werk met 60s. Tyd werk nie uit 100s uit nie. As ons werk met hoeveel sekondes is daar in 'n minuut? Daar's 60 sekondes in 'n minuut. Hoeveel minute is daar in 'n uur? Daar's 60 minute in 'n uur. So hulle werk nie uit honderde uit nie, hulle werk uit 60. Nou ek het nou al daai tyd vir jou gesê, enige getal of breek onder die son, as jy wat jy wil verwerk, sê jy altyd dit wat ek het, daai is mos 'n gedeel deur teken, gedeel deur die totaal wat uit dit tel, maal met dit wat ek nou wil hê dit moet uittel. Ek wil nie hê dit moet uit 100 uittel nie want tyd werk uit 60s. So ek wil nou hê dit moet uit 60 uittel, so ek maal dit met 60. So 47 gedeel deur 100 maal met 60 gaan vir my gee 28,2 minute dan. Okay? En nou sit ek weer met 'n 0,2. So ek weet alreeds hierdie gaan wees definitief 3 uur 28 minute. Maar nou kan ek die sekondes ook verder gaan werk. Nou kan ek sê, okay, daai is 2/10 is 'n breekdeel van 'n minuut. So nou kan ek sê, okay, kom ons werk nou die sekondes ook uit. So nou het ek 2/10, maar ek wil nie hê dit moet uit 10 uittel nie. Ek wil hê dit moet uit 60 uittel want daar is 60 sekondes in 'n minuut. En dit gaan dan vir my gee 60 maal 2 gedeel deur 10. Dit gaan vir my gee 12 sekondes. Okay, so dan gaan dit wees 3 uur 28 minute en 12 sekondes. Okay, so kom ons gestel ek het die volgende. Okay, afstand is 360 kilometer. Ons sê die spoed is
108 kilometer per uur. Okay, en ons sê die tyd is 3 uur 20 minute. Okay. So kan ek nou by die tyd gaan skryf 3,2? Nee, want is 20 minute. So dis, as jy dit as 'n breekdeel van 'n uur skryf, dan is dit 20 gedeel deur 60. En daar's 60 minute in 'n uur. So jy kan nie gaan skryf, as jy gaan skryf 3,2, dan is jy verkeerd, want dan gaan dit wees 2 op 10. Verstaan julle? 2/10. Goed. So ons kan nie byvoorbeeld gaan skryf, kom ons vat net hierdie 20 minute. Sê nou maar jy wil dit nou as 'n breekdeel gaan of kom ons ja, vat maar die hele ene. Jy kan nie sê 3,2 nie, want wat beteken 3,2? 3,2 is dieselfde as 32/10. As ek my komma is mos nou daar, as ek deel deur 'n 10, 1/0, dan skuif my komma een plek na links en dan lyk hy weer so. So hierdie, jy kan nie dit so gaan skryf nie. Hierdie is nie gelyk aan 20 minute nie, dis 2/10. Jy kan sê dis 3 uur, soos julle dit dan nou sal sê wat verkeerd is, 3 uur en 2/10. As jy nou daai een op sy eie vat, ons kan nie dit gaan sê nie. So, ons moet hierdie 20 minute moet ons gaan herskryf. Ons moet hom verander. So op die stadium is dit, daar's hoeveel minute in 'n uur? Daar's 60 minute in 'n uur. So dis 60 dis van 'n uur. Nee, as ek hom as 'n breekdeel van 'n uur skryf. Okay? Nou as ek hom vereenvoudig, 20 gedeel deur 60, dan kry ek 0,333333333 repeterend. Okay? En ons wil eintlik nie afrond nie. Okay, dis nou sonder daai 3 daarvoor, hierdie 3 ure, nee, ons werk nou net met die 20 minute. Jy kan nou dit gaan intik, dis ek hou daarvan om dit te doen, maar dis nie eintlik, jy kan, as jy te gou afrond, gaan jou antwoord verkeerd wees. So ek sit sommer 'n klomp 3 daar en as ek die berekening doen. Maar hierdie is die meer, gaan vir die meer akkurate antwoord gee as jy met hierdie breekdeel werk. Okay, so hou dit in gedagte. So kom ons kyk gou-gou. Kom ons sê ek het ons wil spoed uitwerk. Goed. So nou gaan ek sê spoed. Wat sê my rympie nou weer? Almal in die wiskundeklas, almal tel saam. Okay, oeps, ja, dis nou 'n bietjie uit. Okay, so dit gaan sê spoed is gelyk aan afstand oor tyd. 'n Ander manier maar net hoe jy dit ook kan onthou, as jy nou nie die driehoekie kan onthou in eksamen nie. Ek sê altyd vir die kinders, as jy in die kar ry en jy vra vir jou pa, jy is nou op pad iewers heen, jy vra vir jou pa, hoe vinnig ry ons nou? Dan sê hy maar vir jou, ons ry nou 108 km per uur. Nou kilometer is mos afstand. Kyk die spoed, kilometer per uur. So spoed is gelyk aan kilometer per uur, gaan jy die eenheid gee. Nou kilometer is afstand per daai streepie, skynstreepie beteken eintlik in ander woorde deel uur. En uur is ons tyd. So dis afstand gedeel deur tyd. So dis ook 'n maklike manier as jy nou nie die driehoekie kan onthou nie, 'n maklike manier om dit te onthou. Goed, so spoed is gelyk aan afstand oor tyd. Alraight. So nou gaan ek sê die afstand wat ek gery het is 360 km gedeel deur die tyd wat ek gery het is 3 uur 20 minute. Okay? So nou gaan ek gaan sê, right, daar's nou verskillende maniere hoe jy kan doen. Soos ek gesê het, jy kan nou of gaan skryf gedeel deur 3, want hier het ons nou uitgewerk, 0,033333333 tot in ewigheid, né? So jy kan nou of 3,33333 skryf, kom ons sê so, 3,3333333 en dan tik jy net 'n klomp 3 in. Of die meer akkurate manier sal wees is, ons maak hierdie alles minute en ons deel dit deur 60 en dan los ons hom in 'n breekvorm sodat ons nie hoef af te rond nie, sodat hy die antwoord meer akkuraat kan wees. So dit wil sê, ons gaan sê 3 uur maal met 60. Yes, 180 minute. Okay? En dan moet ek nou nog daai 20 minute mos bytel. So die totale tyd in minute gaan dan wees 180 minute, dis daai 3 ure, plus die 20 minute, gaan dan vir my gee 200 minute. So 'n ander manier hoe ek ook hierdie ene kon skryf, ek gaan hom net hier onder skryf, is dan soos volg. Ek kan sê 360 km, dit bly dieselfde, in plaas van dit, want hierso het ek mos nou nie al die 3 daar nie, maar dis repeterend. So iewers het ek nou afgerond, nee, so hy's minder akkuraat. So ek gaan dan net sê gedeel deur 200 minute, maar onthou ek soek my antwoord in kilometer per uur. So daarom, om hom as 'n breekdeel van 'n uur te skryf, deel ek daai deur 60. Dan is hy nou as 'n breekdeel van 'n uur. Okay, so 360 km gedeel deur 3,333333333 tot die ewigheid, of 360 gedeel deur, sit daai in hakkies, en dan is dit 'n breekdeel van 'n uur. So as verskillende maniere afhang nou, ek weet nou nie wat se sakrekenaars julle het nie. So kom ons kyk gou-gou. As ons die boonstene vat, dan sê ons 360 gedeel deur 3,3333333 en dan kry jy 'n antwoord van 108. Wat het ons hierbo gesê die spoed is? 108 km per uur, né? Of jy kon gesê het, as jy miskien ek het nou nie eers my ek het 'n sakrekenaar wat breuke kan druk, maar ek het dit nie eers gebruik nie. Of jy kan sê 360
gedeel deur hakkie 200 gedeel deur 60 sluit die hakkie. Dit beteken mos dieselfde. Daai is mos 'n deel deur teken en daai is mos 'n deel deur teken. So jy kon hom op 'n breek gaan sit, maar baie van julle het nie 'n sakrekenaar wat kan doen nie, dis nie nodig nie. So 360 gedeel deur 200 gedeel deur 60. Sê gou weer waar kom die 200 vandaan? 3 ure het ek omgeskakel na minute, is 180 minute. Die toe tel ek die 20 minute, dus daai 3 ure het ek na minute toe gevat, 180 minute, toe tel ek daai 20 minute by, dus dit 'n totaal van 200 minute. Maar ek soek 'n breekdeel van 'n uur, want ons soek die antwoord in kilometer per uur. Kyk gou hierso. Kilometer per uur. Okay? So ek het gegaan en ek gaan sê, okay, ons moet hom as 'n breekdeel van 'n uur dan skryf. So dit is hoekom ons gaan deel deur 60. Maar nou dan net ons hom as 'n breekdeel van 'n uur. Goed, en dan kry ons selfe as wat ons hierbo gekry het. 108 km per uur is my spoed. So kyk watter een werk vir jou die beste, soos ek sê, hierdie is die veiligste ene, want hier kan dit maklik begin raak dat jy te gou afrond en dan gaan jou antwoord nie reg wees nie. Veral as dit nie 3 is wat repeteer nie. Sê nou maar dis 1 6 7 3 2 whatever en jy rond te gou af. Nee, dan is jy besig om nou kans te vat. Hierdie een is redelik veilig want dan gaan die kans dat jy te vroeg afrond is dan nou nie is dit sluit daai deel dan nou uit. Goed, so my finale antwoord hierso gaan dan wees 108. Ons het gewerk met kilometer vir elk. Dit is hoeveelheid kilometer wat jy ry per 1 uur. Onthou, ons werk met uur. Werk met kilometer en uur. So die spoed is jy ry 108 km per 1 uur. Vir elke 1 uur ry jy 108 km. So 2 ure gaan jy dubbel dit ry. 3 ure gaan jy 3 keer dit ry. Okay. Hoop dit maak sin. So dis nou wanneer ons die spoed uitwerk. Ek gaan nou dieselfde waardes vat en dan gaan ons sê, okay, kom ons sê ek het die spoed en ek weet hoe ver ek gaan ry en ek weet wat my gemiddelde spoed gaan wees. Ek wil min of meer weet hoe lank gaan dit my neem. So ek soek die tyd. Kom ons kyk hoe werk hy dan. Right. So ek gaan hierdie nou afvee. Ek sit nou maar daai los. Ek is nou 'n bietjie blond. Goed. Kom ons kyk gou lyk hy. So nou sê ons ek het nie die tyd nie. Ek het nie die tyd nie, maar ek het wel die afstand en ek het die spoed. Okay. So kom ons kyk gou gaan hy lyk. So ek gaan sê tyd. Nou julle daai driehoekie wat ek vir julle gewys het, kom ek het nou vergeet ek het hom nou eintlik hier gesit het. Maar die driehoekie sê mos in wiskundige geletterdheid almal tel saam. So ek soek nou vir tyd. Ek gaan sê afstand gedeel deur spoed. So tyd is gelyk aan goed. Nou die afstand daarso is 360 km. So 360 km en die spoed is 108 km per uur. Okay? So dit sê ook dit gee ook vir jou 'n leidraad oor in watter eenheid my finale antwoord in tyd gaan wees. Want of nie my finale antwoord nie, my antwoord as ek hierdie gaan deel. Want ek het kilometer, die afstand wat ek het is in kilometer en die tyd werk in ure. So die afstand die antwoord wat ek kry moet gaan dan wees uur. Okay, soveel wat ook al die geval, maar wat ook al die antwoord mag wees. So kom ons kyk gou-gou. 360 ek kyk dan mooi kan sien. Gedeel deur 108. Dit gee vir my 3,3333333 ensovoorts repeterend, né? So en ek het gesê my antwoord is in uur. So dit gaan wees 3,33333 uur. Okay? Maar ons nou wil jy vir iemand sê, hoorie, ek is op pad iewers heen. Dit is 360 km van my af. Ek gaan 'n gemiddelde spoed van 108 km per uur ry en dit gaan my 3,33333 ure vat. Praat nie regtig so nie, né? So ons weet definitief 3 ure. Dis daai komma ietsie wat ons nou nie oorseker is nie. So ons gaan skryf so lank. Daar's 'n verskillende maniere weer eens hoe hierdie kan doen. Hierdie is vir my die maklikste. So ons gaan skryf, ons weet definitief daai is 3 ure. So ons gaan skryf so lank vir ons 3 ure neer. Maar nou hierdie deel moet ons nou gaan, ons moet 'n plan maak met daai 0,33333. Okay? So wat ek daar doen is ek gaan trek dit wat hier by die heelgetal staan, die 3 ure gaan trek ek af, laat ek net die desimaal oor het. So ek gaan sê -3. Nou het ek 0,33333. Okay? En soos ek net vir jou gesê het, as dit 'n breekdeel sê nou maar dis 2 op 10, 2 tiendes of 0,2 is mos 2 tiendes. As ek wil hê met 10 uittel maar uit 60 gaan maal, ek mos met 60 en dis dieselfde hierso. Hierdie is 'n breekdeel van 'n uur, maar ek soek die minute. So nou gaan ek maal met 60 en dan kry ek 20. So net om vir jou te wys hier aan die kant, ek vat hierdie. Ek het nou klaar geskryf 3 ure het ek hier gaan neerskryf. Dan bly daar oor 0,333 repeterend, né? En dan maal ek dit met 60 en dit gee vir my 20 minute. Okay. So nou kan ek sê, right, dis 3 uur en 20 minute is die tyd wat ek gaan ry. En kyk wat het ek daarbo? 3 uur 20 minute. Alright. Kom ons kyk nog enetjie. Ons het nou die tyd uitgewerk, ons het al die spoed uitgewerk. Sê nou maar ek gee vir die tyd en ek gee vir die spoed. Ek soek die afstand wat ek gaan ry. As ek so lank ry
teen hierdie gemiddelde spoed, hoe ver kan ek ry? Basies in daai tyd. Dis eintlik waar die vraag dan gaan. So ek gaan hierdie enetjie gou herskryf, laat ons nou vir afstand uitwerk. Okay, so kom ons sê. Goed. Afstand, as ek afstand wil uitwerk, dan sê ek spoed maal tyd. So dit gaan wees spoed maal met tyd. Okay, die spoed is 108 km per uur en die tyd, ek gaan hierdie eers 'n bietjie uitvee, my spasie raak nou 'n bietjie min. Okay, en my tyd is, hier het ek nou weer dieselfde probleem. My tyd is 3 uur 20 minute. Maar onthou, ek soek kilometer per uur. Nou dit sê net kilometer per uur, daar sê nie kilometer per uur per minuut, ons praat nie so nie. So hierdie is nou uur en minuut, so ek moet almal onder dieselfde kam skeer. Okay? Dis nou mooi daai net uitgevee het. Maar in elk geval, so nou gaan jy sê 3 uur maal met 60, kan vir my gee 180 minute, plus daai 20 minute, so die totale minute, die totale tyd is dan 180 minute plus die 20 minute. Gee vir my 200 minute. Juffrou het nou net gesê kilometer per uur, ons werk per uur. Yes, daarom moet ek hom as 'n breek skryf. So as ek hom nie as minute wil skryf nie, dan gaan ek sê daar is 60 minute in 'n uur. So ek gaan hom deel deur 60, dan weet ek watter breekdeel van 'n uur is dit. So nou gaan ek sê spoed is gelyk aan 108 km per uur. Skus, ek is blond hier vandag. 108 km per uur maal met 200 gedeel deur 60. Dis die uur. Net hierdie eers. My spasie, skryfspasie raak 'n bietjie min hierso. Ek net hierdie een kant sit. Okay. So ja, is die som waarmee ek besig is. Goed. So, nou gaan ek sê ek ry, so dit net weer daar. Ek ry 108 km per uur. Okay, hulle sien daar. 108 km per uur. Sê dit weer. Maal met weer eens, jy kan hom nou net skryf hakkie 200 gedeel deur 60 of ek gaan hom nou vir 'n verandering gaan ek hom nou weer as 'n breek sit vir die van julle wat so sakrekenaar het. Okay. En dit gee vir my 360 kilometer. Wat het ons gesê? Wat is die afstand? 360 kilometer. So kan ons rondspeel. Soos ek sê, die groot probleem by julle is die omskakeling van is by die tyd. As ek afstandspoed en tyd vra, julle kry redelik kom julle reg met alles behalwe die tyd. As julle altyd besig om julle maak 'n gemors daarvan. So onthou nou as ek het 3,4 uur, dan is dit nie 3 uur 40 minute nie. Daai 0,4, ek trek die 3 af, dan bly daar 0,4 oor, dan maak ek dit met 60 minute te kry. As ek het 2,5 uur, dan is nie 2 uur 50 minute nie. Dit is 2 uur ja, maar daai 2 ure trek ek af, laat daar 0,5 staan, dan maak ek dit met 60 en dan kry ek minute, 30 minute. Okay. So dit moet julle onthou. Doen 'n paar sulke oefeningkies waar jy maak seker dat jy daai ken, formuletjies ken en dan doen jy 'n paar oefeninge wat jy spoed vat, afstand vat, tyd uitwerk, wat jy tyd vat, afstand vat en spoed uitwerk ensovoorts. So jy moet 'n paar van hierdie voorbeelde uitwerk. Alright. Sterkte, lekker leer. Hoop dit gaan goed met die eksamen.